Baie welkom by E-Kerk. Wat 'n voorreg, altyd, elke keer van vooraf om met die Here se woord saam te reis. Mag die Here se woord in ons harte ingeskryf word. Here, laat U naam regtig ook altyd die eer kry, ook vandag, wanneer ons nadink en saam dink vanuit die woord oor die woord. Gee dat U Gees ons in die waarheid sal lei, in Christus se naam. Amen. As daar 'n tragiese vers in die Bybel is, vir myself, dan sê die woorde van Rigters 2, daar by vers 10 en 11, net voor dit lees ons van Joshua, die groot leier van Israel wat gesterf het. En net daarna dan hoor ons in hierdie verse, en die volgende generasie, wat na Joshua hulle gekom het nie die Here geken nie. En hulle het nie geweet van die groot dade van die Here nie. En dan hoor ons hoe hulle die Baals gedien het en godloos en goddeloos opgegroei het. Wat 'n tragedie, 'n lost generation, sou die Engelse sê, 'n verlore generasie. Hoe is dit moontlik? Net nou die dag nog in Josua 24, die groot teks wat ons almal ken, waar Josua gesê het in vers 15, ek en my huis sal die Here dien, het die hele Israel plegtig oor en oor beloof, hulle het selfs 'n klippilaar opgerig en gesê, ons sal die Here dien, ons sal hom nie verloon nie. En kyk, daar is 'n generasie, kort na die tyd, wat God nie ken nie. Hoe keer 'n mens dit? Wel, vandag se tema, ken en deel jou lewensdoel. Dit is Christus. Leef jou lewe so, dat wanneer die tyd daar is, en voor die tyd, dat jy die aflosstokkie by wyse van Spreuke van geloof reg aangee. Leef jou lewe en tyd tot op die einde. En ons staan vandag stil by 'n paar grepe uit die 2 Timoteusbrief, uit 2 Timoteus 1. Ek dink dit is Paulus se heel laaste brief. Dit is geskrywe nog na Titus. En dit is glad nie rooskleurige omstandighede wat Paulus beleef nie. Ek lees 'n paar stukkies wat hy self in die brief beskrywe van hoe haglik, hoe sleg dit met hom gaan. Ek lees in 2 Timoteus 1 vers 8, en ons kom nou na hierdie teks terug. Moenie skaam wees om te praat oor ons Here Jesus Christus nie. Moet jou ook nie skaam vir my nie. Ek is 'n gevangene omdat ek oor hom praat. Paulus verwys hier vir Timoteus na die feit dat hy in die tronk is, hy wat Paulus is. Hy gaan voort, 2 Timoteus 1 vers 15, sê vir Timoteus, jy weet dat almal in Asië hulle rug op my gedraai het. Dit sluit mense in soos Phygellus en Hermogenes. Mag God baie omgee vir Onesiphorus, sy huisgesin. Dikwels het hy my moed ingepraat, hy het hom nooit geskaam vir my hier in die tronk nie. Toe hy in Rome aangekom het, het hy aanhoudend na my gesoek. Hy het aangehou totdat hy my hier opgespoor het. Mag die Here self gee dat Onesiphorus die Here se spesiale ontferming beleef op daardie dag as hy terugkeer. Jy weet baie goed hoe hy my gedien het in Efese. Paulus vertel in 2 Timoteus 4 vanaf vers 7, ook verder van sy swaar kry. Hy sê, ek het die goeie geveg vir die geloof en tyd geveg. Ek het die resies voltooi, ek het entyd my geloof behou. Hier voor my wag die oorwinningskroon. Dit is die wennersprys wat wag op elkeen wat doen wat God vra. En dan gaan Paulus voort, terwyl hy vertel van sy moeilike omstandighede. In vers 9, dan sê hy vir Timoteus, probeer jou bes om so gou as moontlik hier na my toe te kom, want Demas het my in die steek gelaat. Hy het die dinge van die wêreld lief gekry. Toe het hy pad gegee na Thessalonika. Crescens het na Galasië toe gegaan en Titus is na Dalmasië toe. Slegs Lukas is nog hier by my. Gaan haal ook vir Markus en bring hom saam met jou. Hy is 'n groot hulp vir my in hierdie diens aan die Here. Ek het vir Tychicus na Efese toe gestuur. Wanneer jy saamkom, moet jy ook my jas saambring wat ek in Troas by Karpus gelos het. Bring ook die boeke saam. Onthou my boekrolle. Nou verduidelik Paulus van Alexander. Hy sê Alexander, wat 'n metaalwerker is, het baie slegte dinge aan my gedoen. Die Here sal hom terugbetaal vir sy bose dade. Wees versigtig vir hom. Hy het ons boodskap teengestaan met alles in hom. Die eerste keer toe ek myself moes verdedig, was daar niemand wat by my gestaan het nie. Almal het my in die steek gelaat, maar God het nie teen hulle hou nie. Maar die Here het my gehelp. Hy het my sterk gemaak.
Daarom maak ek die goeie nuus wyd en suid bekend. Ek laat niks hiervan weg nie. Al die nasies moet dit hoor. Ek self is gered uit die bek van 'n gevaarlike leeu, toe ek die dood hier vrygespring het. Die Here sal aanhou om my te red van elke bose aanslag. Hy sal my verlos, sodat ek deel sal hê aan sy nuwe koninkryk wat in die hemel is. Aan hom behoort die eer en al die aanbidding tot in die verste ewigheid. Amen. Ek het 'n hele rukkie gelees uit hierdie woorde, voordat ek nog kom by ons teks. Ek wil graag saam met jou hierdie punt maak. Paulus kry baie swaar aan die einde van sy lewe. Onthou nou, Paulus is die groot kerkplanter van die Here. Vandag, as ons praat oor wie het die kerk van die Here na menslike kant gegrondves, is dit Paulus. Hy het 17.000 kilometer met sy voete gestap vir Jesus. Hy het vir 10+ jare intense lyding en stryd ervaar. Hy vertel in 2 Korintiërs 11 daarvan af vers 23, julle sal onthou die wat die EU deurloop het, dat daar 194 merke op sy rug gelê het, dat hy 5 keer die gebruikelike straf van 39 houe van die Jode gekry het, dat hy gegeesel is en vir dood agtergelaat is. Paulus se lewe was geen maanskyn en rose nie. Hy het verstaan wat hy bedoel het toe hy in 2 Korintiërs hoofstuk 4 gesê het, hy soos 'n kleipot wat maklik breek, wat aan alles vervolg word en op die grond gegooi word. En nou aan die einde van sy lewe, klink dit of hy alleen oorgebly het. Hy's in die tronk in Rome. En ons weet uit buite Bybelse inligting dat keiser Nero in die jaar 64 hier rondom Julie Augustus 'n groot vervolging teen Christene in Rome laat losbreek het, omdat hy hulle beskuldig het dat Rome afgebrand het. En ons vermoed en Paulus en Petrus is dan doodgemaak. Paulus is waarskynlik onthoof. Hierdie is sy laaste woorde, waarskynlik sy laaste brief. En wat doen Paulus? Hy vertel almal het hom verlaat. Dit is amper net Markus en Timoteus wat nog oorgebly het. En wat doen Paulus? He stays the course. Hy bly op die roete, hy bly konstant. Hy leef sy lewensdoel en hy deel dit. Dis hoe mens keer dat Rigters 2 waar word, dat 'n volgende generasie nie die Here ken nie. Al het jy dit moeilik, al word jy vervolg, al lyk dit of jou lewe donker is, jy byt vas, jy staan sterk, jy is soos die Engelse sou sê resilient, veerkragtig, jy is soos wat Taleb skrywe, wat daai groot ou wat daai boek skryf het, 'n Black Swan, wat gesê het dat ons is nie so maklik breekbaar nie. Ons loop nie met hierdie plakkertjies rond, fragile nie. Ons is taaf vir die Here, ons slaan ons hake in en ons bly in karakter. Ons staan sterk. Paulus vertel vir ons hoe bly ek entheid in karakter en hoe deel ek my lewensdoel. Hoor bietjie wat skryf Paulus. Wat is ons lewensdoel? Mense sê baie keer, jy weet God het 'n plan vir jou lewe, of 'n wonderlike plan. Paulus sê basta, God se plan is Christus. Daar's geen ander plan nie, dis Christus. Maar Paulus het baie helder en baie duidelik verstaan wat van Christus en wie en hoe hierdie plan werk. Ek wil dit graag so vir 'n oomblik saam met jou lees as ek nou terugkeer na 2 Timoteus 1 vanaf vers 8. Ek lees weer sy woorde waar hy vir Timoteus sê: Moet nie skaam wees om te praat oor ons Here Jesus Christus nie. Moet jy ook nie skaam vir my nie. Ek is 'n gevangene omdat ek oor hom praat. Sluit by my aan en dra jou deel van die lyding terwille van die goeie nuus. Doen dit met die krag wat God vir jou gee, sê Paulus vir Timoteus. Paulus sê God gee ons die krag om ook vir hom te ly, om sterk te staan. En nou vertel Paulus hoe lyk sy eie lewensdoel. 2 Timoteus 1 vers 9. Dit is hy wat ons verlos het. So met ander woorde, redding. Tweedens, dit is hy wat ons geroep het om aan hom te behoort. Roeping. Derdens, hy het ons nie geroep omdat ons goeie dinge gedoen het om hom mee te beïndruk nie. Hy het ons uit sy eie gekies om vir ons goed te wees, sonder dat ons iets hiervan verdien. Nog voordat God die wêreld gemaak het, het hy in die ewigheid reeds besluit om sy goedheid verniet met ons te deel deur Jesus Christus. So Paulus weet, sy lewensdoel, sy lewensbestaan word omvat deur redding, roeping en genade.
God het hom in Christus gered, hy het hom geroep tot geloof en hy het dit gratis uit genade gedoen. Hierdie goedheid, vers 10, is bekend gemaak aan ons toe ons verlosser, Christus Jesus, na ons toe gekom het. Hy het die dood se mag gebreek, ook het hy die pad kom aanwys na die ware lewe toe, en na 'n nuwe bestaan toe, wat nie deur die dood beëindig kan word nie, soos die evangelie leer. Paulus het helderheid, clarity, hy het 'n sterkheid, 'n toughness, 'n resilience, hy het 'n non-fragile kant aan hom. Hy is nie so maklik stikkend en so maklik breekbaar nie. Ja, Paulus ly. Hy is nie naïef nie. Hy is nie stoïsyns, dit maak nie saak nie. Dit lyding rol nie van hom af nie. Hy huil, hy ly. Ek onthou van 'n ou kerkvader wat vertel het. Ergens is dit opgeteken in die vroeë kerk. Wat 'n gevangene was in die tronk en geweet het hy sou doodgemaak word vir sy geloof. Soos baie Christene, ook soos Paulus, vermoor is. En die aand voor sy teregstelling het hy vir die Here gesê, hy weet nie hoe hy dit gaan regkry nie, hy is te bang. En daar het 'n klein lampie gebrand en hy het sy vinger, so vertel hulle, oor hierdie vlam gehad. En dit was hom pynlik. Hy sê, Here, ek kan nie eens hierdie pyn op my hand vat nie. Hy het nie geweet hoe nie, maar toe die volgende dag hulle hom doodgemaak het, he rose to the occasion, het hy opgedaag en het die Here vir hom daardeur gedra. Paulus sê vir Timoteus, lyding is 'n realiteit. Lyding is deel van die wêreld. Ons ly as ons geliefdes sterwe, as daar moorde is, as daar onreg is. Maar ons het 'n lewensdoel. Wat is ons lewensdoel? Redding. Ek weet van Christus die Verlosser. Ons het 'n vaste roeping. Hy het ons geroep om aan hom te behoort en hy het dit verniet gedoen. Hy het my uit genade gered en dit het gebeur toe ek in Christus Jesus begin glo het. Dis my lewensdoel. My lewensdoel is Christus. As iemand vir my sou vra, Stefan, wat wil jy nog doen? Mense vra my, dan sê ek vir hulle, ek wil oor Christus praat. Is daar nie iets anders wat jy wil doen nie? Ek wil oor Christus praat. Ek onthou 'n klomp jare gelede, toe het iemand sommer so uit die bloute vir my 'n bepaalde werksaanbod gemaak in 'n ander sektor, met baie mooi rooskleurige beloftes en dit sou gebeur, geld en inkomste. En toe vra ek vir hom, kan ek daaroor dink? Sê, jy kan dink so lank soos dat jy wil. En toe kyk ek hom so, ek sê, ek het laag gedink, die antwoord is nee. Want vir my is die roeping en my lewe Christus. Daarom skryf Paulus ook vir Timoteus in 1 Timoteus 2 vers 11. Ek is juis aangestel as 'n verkondiger en 'n apostel van die evangelie. Dit is die rede hoekom ek hierdie dinge ly in die tronk. Maar ek kry nie skaam hieroor nie, want ek weet baie goed in wie ek nog altyd glo. En ek is vas oortuig dat hy baie sterk is. Hy sal alles in stand hou wat hy my toevertrou het om vir hom te doen, tot op die dag dat Christus terugkom. Dis geloof. Dis hoe mens met 'n vasheid lewe, dat jy weet, of ek lewe en of ek sterwe, ek is die Here se. Ek het 'n lewensdoel. My lewensdoel is Christus. Wie is Christus? Hy het my gered, geroep uit genade en hy is die Verlosser. Dis my lewensdoel. En ek het 'n vastheid, 'n vaste voorneme om elke dag, solank ek lewe, solank ek asem het, oor hom te praat. Ek onthou van 'n sendeling wat ergens op 'n eiland was, wat hulle het op 'n stadium sy tong uitgesny toe hy oor Christus praat. Toe sê hy, dan sal my lewe, my liggaam, my oë moet wys. En van die mense wat op bekering gekom het, sy oë was vol van die liefde van die Here en toe sy oë uitgesteek. Toe het ek sê, wel, dan sal ek met die gesindheid van Christus lewe, en so het hy gelewe, totdat hy dood is, het hy geskrywe. Mag die Here gee dat ons nie ons lewens op sulke maniere hoef te verloor nie. Mag die Here gee dat ons nie ons laaste dae saam met Paulus in 'n tronk hoef te sit nie. Mag die Here gee dat ons dit goed sal hê. Maar ek is bevrees, ons veiligheid help ons nie eers aldag nie. Ek hoor om elke hoek en draai hoe gevaarlik en onveilig Suid-Afrika is. Ons almal ken Habakuk 3, op hoë plekke laat hy my veilig loop, maar ons kry dit nie reg nie. Paulus is in 'n tronk en hy weet sy lewe hang in 'n draadjie en hy het 'n helder belydenis. Ek herinner my
En jy sal dit ook kan getuig. Ek herinner my aan my eie pa, toe op sy sterfbed gelê het, hoe helder sy belydenis oor Christus was. Wat is my lewensdoel? Christus. Hoe sing Casting Crowns? I don't want to leave a legacy. It's only Jesus. I don't care if they don't remember me. Only Jesus. So Paulus het dit gedoen, maar hy het 'n tweede ding gedoen. Hy het sy lewensdoel geken, naamlik Christus. Wat van Christus? Ons het gelees dat hy my red, roep uit genade deur Christus die verlosser. En dis my identiteit, sê Paulus. Hiervan is ek 'n verkondiger, hiervan is ek 'n apostel. Al sit ek in die tronk. En soos hy in 2 Timoteus 2 vir Timoteus sê, al sit ek in die tronk, Jesus is nie geketting nie. Al is ek gemuilband, Jesus is nie gemuilband nie. Al is ek geblinddoek, Jesus is nie geblinddoek nie. Die evangelie word nie gekeer nie. Die evangelie word nie gestuit nie. Ek weier op my diensbeurt dat Rigters 2 sal waar word, by wyse van Spreuke, wou Paulus eintlik deur sy lewe sê. En daarom gee hy ook die aflosstokkie aan. Al is Timoteus en Markus die laaste ouens by wyse van Spreuke. Dan roep Paulus hulle en sê, Timoteus, hoor nou wat sê Paulus. Dis aangrypend, nou gee hy die aflosstokkie aan. 2 Timoteus 1 vers 13. Hy sê vir Timoteus, hou vas aan die voorbeeld van die regte en die goeie leringe wat jy by my gehoor het. Leef jou lewe deur geloof en liefde in Christus Jesus. Dis wat jy en ek moet doen. Nou die dag het iemand vir my gesê, wat kan ek doen om vir die Here iets te doen? Toe sê ek, laat 'n goeie nagedagtenis na. Sê wat, ek probeer om vir my kinders en kleinkinders goed laat erf. Ek sê nee, die beste erfporsie is wat Paulus vir Timoteus sê. Hou vas aan die voorbeeld en aan die regte leringe van Christus. Hou reg vas aan Jesus. Dis Paulus se eerste nalatenskap. Dis die eerste punt in sy testament by wyse van Spreuke. My liewe Timoteus, hou vas aan Christus. Hy het my gedra tot by die dood. En soos ek nou ook gelees het, 2 Timoteus 4, nou wag die oorwinningskroon. Nou wag die onsterflike lewe. Nou gaan ek na Jesus toe. Hulle maak my hier dood en dan staan ek daarop. 'n Oorwinningskroon wag op my en op elkeen. So Timoteus, hier's die aflosstokkie. Wat moet jy doen? Moet jy bekommerd wees oor alles wat fout is in die wêreld? Nee, hou vas aan die voorbeeld van Christus. Tweedens, vers 14, 2 Timoteus 1 vers 14. Pas die kosbare skat van geloof goed op wat aan jou gegee is deur die Heilige Gees. Hy woon in ons almal. So heel eerste, hou reg vas aan Jesus. Tweedens, pas die skat van die Heilige Gees op. Hulle sê mos, erfgeld is swerfgeld. Ken baie mense, hulle kry skaars hulle testament, hulle geld van hulle pappie en mammie en dit word weg. Al van baie kere sulke stories gehoor. Paulus sê vir Timoteus, hier's my geestelike erfporsie want Paulus sê ook in 1 Korintiërs 4, hy is die geestelike pa van Timoteus. So hier's jou erfporsie Timoteus, hou reg vas aan Jesus. Tweedens, pas dit op in die Heilige Gees. Pas die skat goed op. Hy sê vir Timoteus, blaas hierdie vuur aan, sê hy vroeër, van die Gees. Hou die vuur brandende, so, hou reg vas aan Jesus, pas die skat op. Bly in geloof, bly in karakter. Moenie kyk na die donker nie, moenie kyk na die storms nie, kyk na Jesus. Doen Johannes 8, wat Jesus jou gesê het om te doen, Johannes 8 vers 12. Loop agter die lig van die wêreld aan, dan sal jy nooit in die donker wees nie. En dan sê Paulus in 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 1, 'n derde ding vir Timoteus as hy die aflosstokkie aangee. My liewe kind in die Here, jy moet volhard in die genade waarin jy deel het, omdat jy in Christus glo. Volhard, byt vas, be tenacious, wees veerkragtig, wees nie breekbaar. Laat die mense 'n plakker op jou sit, non-fragile. Nee, jy's nie naïef nie, jy kry seer, jy ly, jy bloei. Maar daar's 'n toughness in jou, 'n sterkheid in jou. Timoteus, volhard. Jy moet volhard in die genade waarin jy deel het. Hoor jy wat is die derde dingetjie wat Paulus, saak wat Paulus vir Timoteus leer? Hou reg vas aan Jesus, pas die skat van die Gees op, volhard, en dan
leer dit verder. 2 Timoteus 2 vers 2. Jy het vroeër al gehoor wat ek vir baie ander mense geleer het. Hierdie dinge moet jy ook leer vir mense wat betroubaar is. Hulle moet in staat wees om dit weer vir ander mense te leer. Ek wens ek kon saam met jou deur die hele 2 Timoteus stap. Ek het net hierdie grepe gehaal uit 2 Timoteus 1 en 2 Timoteus 2, waar Paulus eers sê, hoe kry hy dit reg om tot die einde te volhard? Hoe het hy dit reg gekry? Hy het verstaan, hy is gered, hy is verstaan, hy is geroep, hy is verstaan, dis alles uit genade en verniet, en dit is deur Jesus Christus gedoen. Nou gee hy die aflosstokkie aan, en hy sê vir Timoteus, 2 Timoteus 1 vers 13, nou reg vas aan Jesus. Tweedens, pas die skat van die Heilige Gees reg op, 2 Timoteus 1 vers 14, 2 Timoteus 1 vers 2, jy, my liewe kind, jy moet volhard in die genade, en 2 Timoteus 2 vers 2, leer dit verder. Dis hoe jy die verweer keer, dis hoe jy Rigters 2 vers 10 tot 11 keer, dat 'n volgende geslag nie van die Here geweet het nie. Dit begin wanneer jy hardnekkig stroom op teen alle mense in glo Jesus is die Here. Dis wanneer jy in 'n tronk sit en sê die evangelie is nie in kettinge nie. Dis wanneer jy op 'n siekbed lê en sê die Here is nie in 'n intensiewe eenheid vasgekluister nie. Hy's hier as die Here, maar hy's nie met 'n siekte toestand hier nie. Dis wanneer die donker in die wêreld is en almal die donker ken, sê, maar ek ken die lig vir die wêreld en entheid in die lig lewe en in die lig loop. Dis wanneer jy die oorwinningskroon reg voor jou sien en jy kan wag om dit te ontvang nie. Dis wanneer jy weet, my lewe tel vir Jesus en ek gee so ver ek kan aanhoudend die aflosstokkie aan. Ek leef met 'n integriteit, 'n deursigtigheid, 'n veerkragtigheid, stroom op vir Jesus. Dis die roeping. My liewe kind Timoteus, vat die aflosstokkie, volhard, pas die skat op, gee dit verder aan, leer vir mense die waarheid. Eenvoudig, gaan sit saam met mense, drink saam met hulle koffie en praat oor Jesus. Eenvoudig, sit saam met jou kleinkinders rondom 'n tafel en vertel hulle van Jesus. Eenvoudig, sit saam met jou vriende en vertel vir hulle wat jy in 2 Timoteus geleer het en jy is al reeds besig om jou nalatenskap in Christus verder te vat, want dis jou lewensdoel. Jou lewensdoel was nie om 'n groot sak vol geld bymekaar te maak nie. Niks fout seker as jy dit gedoen het nie, maar dit gee jou nie help nie. Die ware skatte is wanneer Christus jou lewe is. Wanneer jy kan leef en sterwe vir hom en dit op so 'n manier kan doen dat 'n volgende generasie sê, ek meld aan vir diens. Ek staan op, my liewe kind, my liewe gelowiges. Julle moet volhard in die genade waaraan julle deel het, omdat julle in Christus glo. Julle het gehoor wat Paulus geleer het. Hierdie dinge moet julle self ook leer vir mense wat betroubaar is. En weet jy wat? Jesus se lig sal skyn. Weet jy wat? Jy sal jou dan nie skaam vir die evangelie nie. Weet jy wat? Jy sal dan die moed en die oortuiging hê, soos Paulus ook vroeër in 2 Timoteus 1 vers 7 sê, omdat jy nie 'n gees van vreesagtigheid het nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En die evangelie sal nie by ons stop nie. Die evangelie is nie in gevaar nie. Christus se koninkryk is nie in gevaar nie. Miskien kerke, miskien sommige gemeentes, miskien sommige gelowiges wat sulke ligsinnige, ligtelike lewens vir die Here leef. Maar daar waar die Gees werk, daar waar Christus aan die werk is, sal die evangelie onstuitbaar met 'n opmars deur die wêreld besig wees. Soos Jesus self gesê het in Matteus 16, nie eens die poorte van die hel sal hierdie boodskap stil maak nie. Ek meld aan om Christus opnuut te dien, solank ek kan, solank daar asem in my longe is, om te bely, Christus is die Here. Kom ons doen dit saam. Dankie Here, dat ons vandag opnuut saam met Paulus ons lewensdoel kan ontdek, en kan aanhou om die lewensdoel wat ons het te deel met ander. Gee dat daar 'n vuur in ons harte sal wees en in ons lewe, dat daar vuur op ons lippe sal wees en 'n vasheid in ons geloof, wat U sal verheerlik tot in ewigheid. Amen.
Jy is so welkom. As jy Ekerk se nuusbriewe wil ontvang, baie mense vra, dan kan jy of skryf aan info@ekerk.org of jy kan ons net like of net 'n boodskap stuur op ons webblad. So gaan net na Ekerk se webblad toe en jy kan daar vra, jy wil inteken op Ekerk se nuusbriewe of jy kan skryf aan info@ekerk.org. Dan goeie nuus, op die 19de November het ons 'n gratis learning community aanlyn. Dit is baie gewild, ons doen dit al vir baie jare. Vroeër vanjaar sal jy onthou het ons 'n learning community gedoen oor digitaliteit en as ek reg onthou het 702 mense ingeskryf daarvoor. Dit was wonderlik. Ons doen op die 19de November weer een. Dis gratis. Gaan kyk ook op Ekerk se webblad, daar's 'n registrasieplek, jy moet net registreer. Wonderlike spreker, Professor Leonard Sweet, wêreldberoemde persoon, is een van die sprekers, ook Rudolf en Peer en ek self. Ons gaan praat oor hoe lyk derde millennium kerk? Hoe kry ons die evangelie op eie tydse Bybelgetroue maniere hier aan die gebeur? Mag jy beleef, jy het 'n lewensdoel, dit is Christus. Mag jy dit verder aangee. Vrede vir jou.